Geliefdes, ons groet mekaar vanoggend, soos wat Christene reg oor die wêreld mekaar groet en dwars oor die eeue en ons sê vir mekaar, die Heer het opgestaan. Geliefdes, dit is heerlik om vanoggend saam met julle in die kerk te kan wees. Dit is heerlik om te kan sien in julle wit hoe ons die Here se opstanding herdenk, hoe ons nuwe lewe herdenk. En dis regtig waar wat die basis is van vandag se hele diens. Is die feit dat ons nuwe lewe het en dat ons geroep is tot iets nuuts en iets mooi en iets goed. En mag ons elkeen dit beleef en ervaar dat die Here vir ons elkeen goed en genadig is. Geliefdes, ons gaan vanoggend saam lees uit Matteus 27. As jy saam wil lees, jy kan dit volg ook op die skerm. Matteus 27 vanaf vers 62. Die graf word bewaak. Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die fariseërs by Pilatus gekom en vir hom gesê, meneer, ons onthou, toe daardie bedrieger nog gelewe het hy gesê, na 3 dae sal ek uit die dood opgewek word. Gee dan bevel dat die graf 3 dae veilig bewaak word, sodat sy disippels om die dalk kan kom steel en vir die mense vertel, hy is uit die dood opgewek nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste. Pilatus antwoord hulle, hier is vir julle 'n wag, gaan beveilig die graf so goed as julle kan. Hulle het toe gegaan en die graf beveilig deur die klip te verseël en die wag daar te laat bly. Na die Sabbatdag, toe die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom en na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is, hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate groot som geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie. Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. En hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Ons lees net tot sover. Geliefdes, as ons vandag nuusflitsse ontvang, dit is nie meer so moeilik nie, né? Om 'n storie te hoor soos wat dit ontvou, is iets wat daarom baie vinniger gebeur as 10 jaar terug of 20 jaar terug, 100 jaar terug, wat nog van 1000 jaar terug. Die spoed waarmee 'n storie vandag gedeel word, nuus gedeel word, is blitsig. Soms is dit so vinnig dat voor jy jouself kan kry, voor jy jouself nog heeltemal in hierdie storie kon inleef, is dit al verby jou. Is jy dalk al boots and all in 'n nuwe storie in? Wanneer 'n storie bietjie langer vat om te ontvou, is daar soms meer tyd vir jou om jouself in die storie in te leef en allerlei ondersoekende vrae vir jouself te vra. Veral as 'n storie jou verbeelding aangryp, of miskien jou bloed laat stol, 'n verhaal wat jou laat vra, is hierdie regtig moontlik? Hoe is dit moontlik? Of nog dalk belangriker, as 'n storie met jou kan vra, wat sou ek in daai situasie gedoen het? Hoe sou ek gereageer het? Hoe sou ek kalm en rustig kon bly? Sou ek?
sou ek in hierdie situasie goeie besluite kon neem. In 'n sekere sin is dit presies wat hierdie teks vanoggend met elkeen van ons kan doen. 'n Geleentheid vir ons elkeen skep om te vra, wat sou ek in hierdie situasie gedoen het? In die teks wat ons vanoggend saam gelees het, vertel die skrywer 'n verhaal wat 'n mens se verbeelding aangryp, wat 'n mens se brein in 'n sekere sin wil breek. Wat jou laat vra, hoe is dit moontlik? Hierdie verhaal van Jesus se opstanding, hoe het dit gebeur? Gaan soek ons na logiese verklaringe vir Jesus se opstanding, raak dit moeilik. Dit is nie eintlik eers moontlik nie. Nie een van die evangelies vertel eers hierdie verhaal dieselfde nie. Maar wat ons op 'n dag soos vandag vir mekaar moet sê, is dat die opstanding nie bloot iets is wat ons moet verstaan soos 'n formule nie, maar iets wat ons wêreldbeeld radikaal uitdaag en herskep. Ons moet onthou dat die eerste Christene het nie 'n kategorie gehad vir iets soos die opstanding nie. Daar was nie iets soos dit in hulle geskiedenis gewees nie. Dit was nie iets wat hulle kon verduidelik nie. Dit was iets wat gemaak het dat hulle hele lewe moes herbedink. Nou Rowan Williams skryf dat geloof nie 'n afskakeling is van verbeelding nie. Dis 'n heiliging van jou verbeelding. Dat dit ons leer om die werklikheid anders te sien. Omdat God anders is as wat ons verwag. Anders optree as wat ons dink. Daarom om presies te beskryf hoe die opstanding plaasgevind het, is byna onmoontlik. Wat ons wel vir mekaar kan sê, is dat die opstanding van Jesus, dat sy dood vir altyd 'n misterie was en sal bly. Soos ek sê, hoe dit gebeur het, weet ons nie, maar dat dit 'n groep mense gemaak het, veroorsaak het om die hele wêreld daarna te gaan verander, daaraan is daar geen twyfel nie. Daarom sal ons in nie een van die evangelies lees hoe 'n skrywer baie aandag gee aan hoe die opstanding gebeur het nie. Hulle hou hulle self eerder besig met die vraag waarmee ek en jy onsself ook vanoggend kan besig hou. Die reaksievraag. Die wat nou vraag. Die so hierdie het nou gebeur, wat nou? In vanoggend se teks lees ons van 'n paar mense wie se reaksies verskil op die opstanding. Matteus vertel dat die priesterhoofde, die fariseërs, die dag na Jesus se dood na Pilatus toe is. Hulle onthou, Jesus het eers gesê dat hy na 3 dae die doodheid sou opstaan. En omdat hulle nie in Jesus se woorde geglo het nie, en hulle oortuig was dat sy disippels een of ander slim plan sal uitdink om hierdie opstanding te laat gebeur, het hulle gedink dat die disippels Jesus se liggaam sou kom steel. En hulle vra vir Pilatus, maar dit kan nie gebeur nie. Daar moet soldate wees wat die graf gaan bewaak. Pilatus stem toe in en reël dat die graf beveilig word, maar dit was ook nie genoeg vir die wagte nie. Hulle verseël die graf met 'n groot klip. Die ander mense waarvan Jesus vertel, is 2 vrouens, Maria Magdalena en die ander Maria. Hulle is vroeg die Sondagoggend by die graf. Beide die soldate en die vroue beleef die opstanding. Maar hulle reaksies verskil radikaal. Die soldate se reaksie is interessant. Hulle beleef die opstanding eerstens, maar laat die priesterhoofde en die familiehoofde omkoop om die storie te versprei dat die disippels Jesus se liggaam kom steel het. Vandag nog is daar mense wat die evangelie vir hulle eie gewin misbruik. Die priesterhoofde, die familiehoofde, die mense wat Jesus laat kruisig het, omdat hy vir hulle bedreiging was, sien hier 'n geleentheid om hulle veldtog en hulle haat teen Jesus en sy volgelinge nog verder te vat. En die soldate is 'n handige manier om dit te doen. Vandag nog is daar mense wat allerlei samesweringsteorieë oor die opstanding sal uitdink vir eie gewin. En dan is daar die ander groep, die vroue, wat toelaat dat hierdie ervaring hulle hele lewe verander.
wanneer hulle vir Jesus sien, is hulle reaksie nie om Jesus onmiddellik te vra, maar presies hoe is die klip weggerol? Of hoe werk die opstanding nou eintlik nie? Hulle eerste reaksie is blydskap. Matteus sê hulle val op hulle knieë en hulle aanbid hom. Ek lees 'n teoloog beskryf hulle reaksie so: hierdie vroue het geweet wat hulle doen. Hulle het met God omgegaan in die lewendige teenwoordigheid van Jesus en daarom het hulle hom aanbid. Ek dink ons is so geneig om dinge so te kan ooranaliseer en oordink dat ons soms uitmis op die misterie. Karel Barth waarsku ons teen 'n geloof wat probeer om God heeltemal vas te vang in menslike denke. Hy sê God is altyd die een wat hom aan ons openbaar. Ons ontdek hom nie deur ons eie redenasies alleen nie. Ons raak so maklik opgesweep in die hoe dit gebeur, hoe dit gewerk, dat ons uitmis op die dat dit gebeur het, en dat dit ons verander, by magte is om ons te verander. En wanneer ons uitmis, wanneer dit gebeur, mis ons uit op een van die wonderlikste goed in ons lewe. En dit is verwondering. Thomas Aquinas het gesê dat ware kennis begin by admiratio, verwondering. En sonder verwondering word die lewe plat en leeg. Verwondering is nie net, wow, dis mooi nie, dis ook, ek besef, ek staan voor iets wat my oortref. Verwondering is, ek besef, ek staan voor iets wat soveel groter is as ek. Ek staan voor iets wat my klein en nietig laat voel, maar op 'n goeie manier. Hierdie reaksie is presies wat ons by die vrouens kry. Hulle is bang en bly en hardloop weg na die disippels toe. Dis hoe verwondering werk. Die vrouens se reaksie op Jesus se opstanding loop uit op aksie. Verwondering word 'n aksie. Die vroue hardloop nie omdat hulle hierdie uitgewerkte plan het nie, hulle hardloop omdat hulle oorweldig is. Hulle hardloop want hulle besef hulle is bang. Maar dit gaan hulle nie laat terugdeins nie. Hulle verwondering vir die oomblik lei tot aksie. En hulle gaan vertel. Hulle het die moed om die ervaring wat hulle nou net gehad het te gaan deel. Hulle doen wat Jesus vra en hulle gaan na die disippels toe met Jesus se boodskap, gaan kry my in Galilea, gaan wag vir my. En Matteus eindig sy evangelie met Jesus se ontmoeting met sy disippels. En hierdie ontmoeting word gesê, dit verander die geskiedenis van die wêreld. Matteus vertel vir ons dat wanneer Jesus aan die verskyn, party reageer soos die vrouens, met verwondering en aanbidding, en dan is daar die wat twyfel. En die ongelooflike is dat Jesus presies dieselfde sê vir elkeen. Vir die wat glo, vir die wat wonder, vir die wat twyfel, hy sê vir hulle almal, hier is 'n spesiale opdrag. Ongeag hoe jy oor die situasie voel, gaan vertel vir die wêreld. Gaan dan na die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Jesus sê, hoor en sien en ervaar en gaan sit my werk voort. Deel God se liefde, deel sy genade, verwelkom ander mense as deel van my volk, van my koninkryk, van my familie, trek hulle in. Leer hulle wat dit beteken om in God se genade te lewe. Leer hulle wat dit beteken om my liefde te ken. Volg in my spore. En dan eindig Matteus se evangelie met die mooiste belofte. Jesus sê vir sy disippels, onthou, julle doen hierdie nie alleen nie. God is altyd in julle teenwoordigheid. Geliefdes, wanneer ons in 2026 Jesus se opstanding en die lewe wat hy daarmee sal vir ons gee, herdenk en vier, dan kan hierdie viering nie losgemaak word van die opdrag, die roeping nie.
Die opstanding vra nie net van ons 'n reaksie nie. Dit vra ook van ons 'n stuk aksie. Jesus vra steeds vir sy mense, sy kerk, om in sy spore te volg, om sy liefde te deel, om soos hy vir die wêreld te gaan vertel, om die wêreld 'n beter plek te maak. Ek onthou so goed toe ek klein was, as ons as gesin op die strand gestap het, het ek altyd probeer om agter my pa te loop en dan in sy voetspore te trap. En ek kon dit nooit reg kry nie. Sy tree was net eenvoudig te lank gewees vir my bene. Vandag is dit selfs nog steeds so. Partykeer verwag ouers van hulle kinders om in hulle spore te volg, en dan is dit onmoontlike spore om in te trap. Wanneer Jesus vir sy volgelinge vra om sy spore te volg, is dit anders. Want dis nie 'n trap in my spore tipe volg nie, soos op die strand nie. Dis eerder 'n stap soos wat ek gestap het. Dis 'n saamloop. Want Jesus beloof dat hy by hulle sal wees, by ons sal wees tot in die volëinding van die wêreld. Ek wonder of julle kan onthou, 'n klompie jare terug het daar 'n gedig uitgekom wat verskriklik populêr was, Footprints in the Sand. 'n Pragtige gedig waar 'n persoon vertel dat God saam met haar deur haar lewe gereis het, omdat daar 2 rye spore in haar lewe altyd was. Die gedig vertel verder dat sy deur die swaarste tyd van haar lewe gegaan het, en dan gedink het God het haar gelos, want daar's net 1 ry spore in die sand. En dan sê God vir haar, maar in daardie tye het ek jou gedra. Daardie swaarste tye is haar 1 ry spore, want ek het jou gedra. Onlangs gesels ek en 'n vriendin oor hierdie gedig, en sy sê interessant genoeg dat hierdie gedig soms vir haar verkeerd voel. Sy sê daar is altyd 2 rye spore. Want God dra ons nie, hy stap saam met ons. Hy los ons nooit, maar loop sal ons self moet loop. Ja, partykeer druk hy sy arms onder ons skouers in, partykeer sleep hy ons selfs vorentoe, maar die lewe is 'n saamstap met God. Geliefdes, mens kan nie eintlik neutraal staan oor Jesus se opstanding nie. Jy kan dit nie net hoor en net aangaan nie. Dit vra 'n reaksie. Enige reaksie. Dietrich Bonhoeffer skryf dat disippelskap nooit begin by sekerheid nie, maar by gehoorsaamheid. Hy beklemtoon in sy werk dat ons nie altyd alles eers hoef uit te figure voor ons volg nie. Ons kan net volg. Ons kan net saamstap. En in die saamstap kom die verstaan, kom die begrip. Die kerk is nie 'n gemeenskap van mense wat alles mooi uitgefigure het nie. Dis 'n gemeenskap van gelowiges, mense wat leef asof die opstanding waar is, selfs al het hulle nog vrae. Dit beteken dat die uitnodiging van die opstanding nie is, verstaan eers alles en loop dan saam nie. Nee, dit sê, stap saam met my. Kom ons stap so lank die pad. Dit beteken dalk die mooiste van alles, dat die opgestaande Jesus nie vir ons wag vir 'n perfekte, volmaakte geloof nie. Hy roep mense wat aanbid, en mense wat twyfel, en mense wat vol vreugde is, en vir al hierdie mense sê hy, kom saam, kom leef, kom volg, kom wees deel van dit wat ek in hierdie wêreld doen, en doen dieselfde, wees dieselfde. Ek sê weer, dit gaan alles oor ons reaksie. En die vraag is, met wie se reaksie gaan ons in hierdie verhaal identifiseer? Die soldate vir wie die opstanding net gaan oor wat hulle daaruit kan kry, hoe hulle daaruit kan loskom, die vroue en die disippels wat in vreugde en verwondering vir Jesus aanbid, die disippels wat twyfel, en weer soos donderdag aand se boodskap, die wonderlike, dat die lewe wat Jesus se opstanding bring, vir almal is. Dat almal geroep is, aanbiddaars en twyfelaars, om hierdie geskenk van liefde en lewe te omarm, maar ook te deel.
En dit is die uitnodiging vanoggend, om soos die vrouens, soos die twyfelende disippels, soos generasies voor ons, met verwondering te leef, in gehoorsaamheid te stap, en om met hoop in hierdie wêreld in te gaan, want hy leef, en hy stap steeds, saam met elkeen van ons. Amen.